Goeiedag, ek groet u hier uit die Weeslig kantoor. Het is my besondere voorreg om weer met u op die lig te kan gesels. Die tema vir hierdie week is die wedloop van van ons lewe. Kom uit Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Ons gaan kuier die naweek by Tollie se ma en ons blaai so deur die ou foto's en ek kom af op een spesifieke een wat aan die einde van 'n mergelende Comrades wedloop vir my uitstaan. Die foto neem my terug na hierdie spesifieke een in 1994, my beste tyd ooit. Daar was foto's van die wegspring, 6:00 die oggend, en 'n mens nie anders as om beïndruk te wees met die omvang van die grootheid daarvan nie. So plus minus 16,000 drawers wat aantree om klaar te maak. Elkeen in sy gedagte, ek begin nie hierdie wedloop om nie klaar te maak nie. Vir my was dit altyd net so grootsheid as om daarin deel te neem. Die opgewondenheid van enkele gedagtes as iets gebeur op die pad en ek nie klaar kan maak nie. Ek weet, dit is die meeste sportmanne en vroue se groot droom om aan so 'n wedloop ten minste een keer deel te kan neem. En so sommige aan my gedeel het, ek dink dit moet iets wonderlik wees om daar saam met die mense wat reg oor die hele wêreld hierdie wedloop dophou, oor hierdie eindstryp hardloop, met volgepakte stadion en opgewonde skare wat jou aanmoedig en sê, dis amper klaar. Ja, die laaste 800 meter is daar mense wat letterlik langs die pad staan en hulle skree vir jou en hulle moedig jou aan. As jy gaan stop, dan as dit asof hulle boodskap jou dra. Dis 'n ondervinding waaraan net jy aan kan dink, met 'n dankbare hart, dat jy lewe in jou het om hierdie 89 kilometers te kon voltooi. Ja, daar gaan baie voorbereiding in. 'n jaar se voorbereiding verg baie kilometers op jou voete en dit maak die eindpunt soet in jou mond. Dan was daar kere wat ek opgehou het met voor die einde as gevolg van kramp in die bene en 2 keer het ek op die pylvlak ingekom en gesien dat dit net te laat is. Die geweerskoot het geklap. Jy het wel klaar gemaak, maar jy het nie 'n medalje gekry nie. En dis juis uit hierdie ondervinding wat ek bietjie met u wil praat oor hierdie gedeelte in Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Die Bybel sê aan ons liewe luisteraars dat ons sonder dat ons weet, ons elke dag in 'n wedloop is. Elke dag moet ons deelneem. Ons kan nie tou opgooi nie. Ons moet hierdie wedloop hardloop en dit volëindig, want daar is 'n volgepakte skare wat ons toejuig. Ek kry hierdie skare in Hebreërs hoofstuk 11. En uit hulle uit gaan ek in hierdie dag so bietjie met u gesels. Ons lewe is soos 'n wedloop. Sê Paulus, die skrywer hiervan, op die paviljoene het ons skare mense wat voor ons met geloof en vertroue op God geleef het. Hulle moedig ons aan om gelowig vol te hou met hierdie wedloop. Maar dan is daar 'n uitroep uit die skare, laat ons dan ontslae raak van enige iets wat ons hinder om die wedloop van ons lewe behoorlik te hardloop. Dit is veral die sondes wat ons gedurig deurpootjie. Laat ons soos die ander gelowiges hardloop met alles wat ons het. Laat ons maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te konsentreer. Hy het ons gewys wat dit beteken om op God te vertrou, en hy sal ons tot die einde toe met ons wedloop help, sodat ons geloof sal bly wat dit moet wees. Dink aan sy voorbeeld, sê hulle. Selfs die kruis was nie vir hom te veel nie, omdat hy geweet het watter blydskap daar op hom wag.
En dis die vreugde wat ek ervaar het, as ek daar op die einde kom, ek het dit gemaak, ek het hierdie wedloop voltooi. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Ons hardloop elke dag die wedloop van ons lewe en terwyl ons hardloop, het ons skare geloofsgetuienis wat ons aanmoedig. Mense met dikwels gevra, hoekom doen ek die Comrades en ander wedlope? En ek haal die volgende teks aan. 1 Timoteus 4:8. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomstige lewe het. Ja, daar is 'n belofte. Die fisiese oefen is nodig, want 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. Nou gebruik Hebreërs 12 hierdie beeld, wat in daardie tyd goed bekend was, want ook in die Nuwe Testamentiese tyd was daar al wedlope en toeskouers wat deelgeneem het. Daar was ook al stadions waarin die wedlope gehou is. Ons weet veral van 2 uit daardie tyd. Die eerste was die ruiters wat met die strydwaans en die perde resies gejaag het, en die tweede was die marathon waar die mense dan oor die afstand van 42.2 tussen die dorpie Marathon en Athene met al sy opdraandes en afdraandes die atlete luidkeels aangemoedig het. Laasgenoemde is wat jy gebeur wanneer die Comrades wedloop hardloop. Nou kom Paulus en por ons aan om deel te neem. 1 Korintiërs 9:24. Weet julle dan nie dat die wat op die baan hardloop wel almal hardloop, maar die een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle sekerlik dit kan behaal. Vers 26. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat in die lug slaan. Vers 27. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sal wees nie. Ja, uit Hebreërs hoofstuk 11 wil ek 'n paar karakters na vorentoe trek om ons te help sodat ons kan verstaan wat en hoe ons hierdie wedloop moet hardloop. Elke waterpunt wat ons by die Comrades gekry het of die ander wedlope, het ons so 'n bietjie gestop of partykeer sommer so in die hardloop 'n drankie geneem, 'n koeldrankie of 'n watertjie gevat en dan het ons net asem geskep om maar net weer die volgende afstand te gaan na die volgende waterpunt toe. Ja, hier uit Hebreërs hoofstuk 11 wil ek 'n paar geloofshelde, mense uitsonder van die Bybel wat vir ons kan help. Daar is Noag, daar is Henog, daar is Abraham, daar is Moses. Ja, ek is so opgewonde om dit met u te deel. By die eerste waterpunt wag 'n man met die naam van Henog ons in. Hoor wat sê Hebreërs 11 vers 5 en 6 oor Henog. Henog het so voor God geleef dat God op hom trots was. Hy het so geleef omdat hy geglo het dat God altyd vir hom daar sal wees en dat God hom altyd met oop arms ontvang. Daarom het God hom beloon. Ons kry hierdie gedeelte in Genesis 5 vers 21. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah, en ons weet Methuselah was die oudste man in die Bybel, uit 69 jaar geword. Vers 22, en Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. Uitstaande punt. Hy het 300 jaar lang met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. Ja, ons jaartal 365. En Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. En wat sê Henog vir ons? Wat 'n raad kan hy vir ons gee?
op jou pad deur die lewe, bly naby aan die Here, leef naby aan hom. Soek die Here se teenwoordigheid elke oomblik van die dag in jou lewe, so sal jy sterk bly in jou geloof, en so sal dit altyd vir jou moontlik wees om te doen wat God van jou vra. Nou kom ek by die volgende waterpunt, en niemand anders as Noag wag daar op ons nie. Wat weet ons van Noag? Toe God vir hom gesê dat hy 'n ark moes bou, menslik gesproke 'n sinnelose opdrag, het Noag in gehoorsaamheid die ark gebou. Sy opdrag het nie eintlik verstaan nie, maar hy het God gehoorsaam, hierdie plan wat God vir hom gegee het, deurgevoer. En ek kan my maar net indink hoe baie vir hom so in die stilte skelmpies gelag het. Ander het hom gespot, omdat hy besig was om iets te doen waarin hulle nie gewoond was nie. Maar wat was die gevolg van Noag se gehoorsaamheid? God het hom en sy huisgesin gered. 8 van hulle het saam met die diere in die ark gegaan. Wat 'n raad gee Noag vir jou en my by die tweede waterpunt? As jy glo in wat jy doen, as jy weet jy doen die regte ding, moet jy nie tou opgooi nie. Al spot die mense jou. Hou aan, druk deur, uithou vermoë. Al sê ander vir jou wat. Al sê ander jy is nie, jy is aan jou lotjie getik. Al dink hulle jou koppie raas. Bly getrou aan God en God se woord en sy opdrag vir jou. By die derde punt kry ek vir Abraham. Van hom sê die Bybel, toe het God vir Abraham gesê, trek uit na die land toe wat ek jou sal vat. Ek gaan jou 'n groot, die vader van baie nasies maak. Ja, jy sal groot wees onder die mense. Al het hy nie eers geweet waarheen hy eintlik trek nie, en toe God vir Abraham sê om Isak te gaan offer later in sy lewe, het hy sy enigste seun in gehoorsaamheid opgeoffer en hom op die altaar vasgebind met 'n belofte van 'n nageslag wat nou sou sterf. Maar hy sê hier die woorde, al sou hy sterf, ek weet God sal vir Isak lewendig maak. Wat sê hy vir ons? Ja, ons God weet en neem ons soms op snaakse paaie in hierdie lewe. Dikwels stuur God ons in 'n koers in die lewe wat ons nie dink die regte koers kan wees nie. Net so dikwels gebeur daar met dinge in ons lewe wat ons nie altyd verstaan nie. Onthou egter die les wat ek geleer het, vertrou altyd op God, want hy weet die beste. Hy is die voorsiener. Doen soos hy vra, en jy sal lewe. By die volgende waterpunt sien ek vir ou Moses staan. Ja, kliptafels in sy hande. Ons ken Moses se storie. God het hom geroep om die volk uit Egiptenaars se slawerny vry te maak. En aanvanklik wou Moses nie. Hy het geprotesteer. Maar God het nie na sy verskonings geluister nie. Sê vir die mense het God vir hom gesê, dit is ek, die almagtige God, wat jou gestuur het. Al dink jy nie dat jy dit nie kan doen nie, jy sal dit kan doen, want dit is ek wat met jou hierdie opdrag gee. Daarom moedig Moses ons aan. Ons moet vasbyt. Ja, ek weet, baie opdragtes lê nog voor, maar God sal jou nie hierdie wedloop laat hardloop sonder om jou alles te gee wat jy nodig het om klaar te maak nie. Sou ons dan God nie vertrou vir die taak wat die Here vir ons lê? Hy maak ons bekwaam, hy maak ons suksesvol in die uitvoer van ons opdrag. Maar alles gaan nie net van self kom nie. Jy sal daar moet 'n bietjie vasbyt en harder probeer. Jy sal moet deurdruk. Die laaste waterpunt is Nehemia. Toe die volk Israel in ballingskap onder die Perse was Nehemia die Persiese koning se skinker.
Op 'n dag skraap Nehemia al sy moed bymekaar en vra die koning of hy maar nog voor hy bid, hy eers vir hom 'n skietgebedjie moes opsê. En nou maak die koning en sê vir hom, Nehemia, jy kan gaan, want die mure van Jerusalem lê plat. Gaan herbou hierdie mure. Daarom sê Nehemia vir ons, onthou om in die wedloop van die lewe altyd te bid. Bid sonder ophou. Al stuur jy net 'n skietgebedjie op, al vra jy net sterk tog net my hande, o God, sal God jou hoor. As jy wil doen wat die Here wil hê, sal God jou gebed hoor en altyd verhoor. Herbou die stukkende mure van verhoudings. Eerste met God. Lees sy woord en bid gedurig deur. Mense vergewe en staan saam as God se verteenwoordigers wanneer die liefde en vrede van God by ons kom. Is dit nie wonderlik om hierdie wedloop aan te pak en die pad te stry nie? Daar's nog ander wat ek oor kan praat, maar ek voel ek moet hier ophou. Leef naby aan God, sê Henog. Glo in wat jy doen, sê Noag. Byt vas, al is daar baie opdraande, sê Moses vir hom. En Nehemia sê, bid sonder ophou. Terwyl ons dit doen, moet ons nooit ons oë van Jesus afhaal nie. Sy onvoorwaardelike liefde, sy nederigheid, sy diensbaarheid en gehoorsaam, vra dat ek na die wil van God in my lewe sal doen. Hy het mense bedien, vergewe en self sy lewe gegee vir baie en uit sy voorbeeld ons op te roep om ook lief te hê. Wat verhinder jou deurbraak? Ons het 'n groot wolk van getuienis, mensies wat ons aanpoor. Openbaring 12:22 vers 11 sê, wie onreg doen, laat hom nog meer doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Right standing with God and men. Heiligheid is andersheid. Sonder heiligmaking sal ons God nie sien nie. As ons dit alles doen, sal ons nie alleen die wedloop van die lewe met sukses voltooi nie, maar sal ons God ook miskien eendag vir ons sê, ek is so trots op jou. Jy het dit gemaak. Jy het gehardloop tot op die einde toe. Jy het vasgebyt. Jou geloof het nie gewankel nie. Jou vertroue in my het jou gebring tot by hierdie punt. Mooi so, diensknegt, diensmaagd, gaan in die vreugde van die Here. Kom ons vra die Here. Here, help ons sodat ons soos 'n Henog altyd deur met U sal wandel. Here, soos 'n Noag altyd deur, Here, na U sal luister en die regte ding sal doen en ons familie en ons huisgesin veilig in die ark van Jesus in te neem. Help ons, Here, sodat ons soos ou Moses, al is daar opdraandes, altyd ons fokus op U sal hou. En nog meer, Hemelvader, dat ons soos 'n Nehemia sal bid, 'n troffel in die een hand, gebed in die ander hand, en ons bou die mure van verhoudings, sodat U naam daardeur verheerlik kan word. Ons eer, Here, seën ons, maak ons bruikbaar in die hand van die lewende God, tot U eer alleen. Amen en amen. Ek groet U tot 'n volgende keer. Shalom.